Ons het laas week gekyk na wanneer Jesus stop. Jy kan sommer bly speel, Marlies, as jy gemaklik is. Ek wil ook iets van hierdie oomblik gebruik maak om ons aanlyn gehoor te verwelkom. Baie welkom, mag julle vanoggend se diens saam met ons geniet. En my gebed is dat die Heilige Gees, ook die naprediker van hierdie woord in julle harte sal wees, dat julle sy teenwoordigheid sal voel daar waar julle is. En sal weet dat hy ons koning is en dat hy in beheer is. Sien waar Jesus praat. Ons het laas Sondag gekyk na wanneer Jesus stop en ons het mekaar gevra of ons altyd by 'n stopstraat stop. Ons het gevra of wat goed in ons lewe is, wat so 'n gewoonte geword het, dat dit vir ons die nuwe normaal geword het en dat ons oomblikke mis. Ons het gelees van 'n man wat 38 jaar vas was in 'n kompeterende, prestasie-gedrewe stelsel van wanhoop, en die oomblik toe Jesus inkom, toe verander sy lewe, die oomblik toe Jesus inkom, toe verander die stelsel. En Jesus gaan in 'n gesprek met 'n wetgeleerde, en in die oomblik punt Jesus hom nie na homself toe nie, Jesus punt hom terug na die wet, Jesus punt hom terug na dit wat bekend was vir hom, om 'n spasie in sy hart te maak. En Jesus sê, gaan en maak jy ook so. En ons het laasweek in ons harte vasgemaak, dat ek en jy nie so besig moet wees, dat ons die wonderwerk van Jesus mis nie. Ons moet nie so besig wees om die matte te sien en om vingers te wys, dat ons die wonderwerk, dat ons die Messias in hierdie seisoen van ons lewe mis nie. Ons het vasgemaak dat ek en jy 'n keuse moet maak, hulle kerk. Dat ons tussen 'n Lukas en Handeling oomblik staan en ons kan kies of ons wil verbygaan en ons kan kies of ons wil afklim. Ons kan kies of ons 'n verskil wil maak en ons kan kies of ons eerder wil verbybeweeg, want dit is net makliker. Ons het ook in ons harte vasgemaak in daai oomblik, dit gaan nie oor wat ek en jy moet doen nie, maar wie ons word, van kennis van die wet na 'n lewe van liefde, want God is liefde, dis deur God ingestel, dis uit God gebore, en die band van volmaaktheid is die liefde. Die bron van liefde het eerste stem gehad, liefde het eerste gepraat, liefde het eerste verbond vasgemaak, liefde het eerste roeping in ons lewens vasgemaak, en omdat hy ons eerste lief gehad het, hy sy seun vir ons gestuur, wat aan 'n kruis gesterf het, en sy seun opstaan, dat kan jy die voorreg gehad om in te kyk in die graf, om te kan getuig dat daar lewe is in net een naam, en dis die naam van Jesus. 'n Ware ontmoeting met Jesus maak nie net my en jou lewe reg met God nie, hulle kerk nie, dit maak ons sag vir ander mense. En ek moes laasweek, as ek in my hart gekonfronteer oor hierdie woord, is ons so vinnig om vinger te wys, so vinnig om iets te sê. Maar Jesus kom verander hierdie prentjie in hierdie oomblik. Hy sê vir die wetgeleerde, sien jy, die pastore het verbygegaan, die aanbiddingsleiers het verbygegaan, die selgroepleiers het verbygegaan, almal wat voor in die kerk sit elke Sondag het verbygegaan, maar die Samaritaanse, die buitestander, die een wat my nie ken nie, het sy hart sag gemaak en olie en wyn gebring en genesing gebring en 'n opdrag gegee om na iemand te kyk. Die liefde van God was tasbaar in daai oomblik, en ek en jy kom op 'n plek by ons werke waar ons so vinnig mense wil wys na die woord en na die kerk en ons lewens en hoekom hulle moet verander en hoekom goed anders moet lyk, en eintlik al wat hulle nodig het, hulle kerk is net 'n drukkie. Eintlik al wat hulle nodig het by jou werk is net 'n woord wat sê, hey, ek sien jou, ek is lief vir jou en jy doen goed. Hey, dankie vir die moeite wat jy insit. Het jy vanmiddag 5 minute, ek wil graag saam jou koffie drink en net jou hart hoor, ek wil net luister. En wanneer ons hierdie dinge doen, wanneer ons sensitief is vir die Heilige Gees om 'n spasie te maak in mense se lewens, dan kom hy. En dan kom hierdie oomblik. Gaan en doen jy ook so. Dan kom hierdie oomblik waar die wet verander na die liefde toe, dan kom hierdie oomblik waar die wetgeleerde openbaring in sy hart kry, en hy verstaan dat die Messias voor hom staan, hy verstaan dat die een wat lewe bring, die een wat genesing is voor hom staan. En ek wil jou uitdaag in hierdie seisoen, hallo kerk, om sensitief te wees vir die Heilige Gees, om 'n spasie te vind in jou werksplek, in jou omgewing, in jou skool, in jou hospitaal, waar ook al jy betrokke is, om net te sê, Here, gee vir my 'n spasie. Dis in daai oomblikke waar die liefde van die Here kom en waar kettinge breek. Dis waar die liefde van die Here kom en harte sag maak. Ek wil jou uitdaag om jou hart sag te maak vir mense. Sien, ek toets baie van wat ek doen so.
Wanneer ons harte hard geword het vir mense aan 'n kerk, is ons harte nie sag voor die Here nie. En ons kan oop wees met mekaar en eerlik wees met mekaar, maar ons oomblik in ons lewens wat ons nie in die oggend Bybelstudie doen nie, want jy weet wanneer jy op jou knieë gaan die Here jou hart sag maak, so jy skiep sommer die Bybelstudie en stap by die voordeur uit en dan skop jy daai vrugtemandjie in die pad af. En dan in jou kop skop jy hom af en af en af tot jy hier in Johannesburg kom en dan môre as jy by die huis kom, dan doen jy dieselfde ding, want jy wil nie stil word nie, want jy wil nie jou hart sag maak nie. Wil jy uitdaag in hierdie seisoen om die Here toe te laat, om sy liefde oor jou te spoel, om jou hart sag te maak vir mense om jou. Sien, God se liefde is nie kultuur vas nie. God se liefde is nie omgewing vas nie. God se liefde is nie ouderdom vas nie. God se liefde is nie kwalifikasie vas nie, nee. Dis met sy liefde wat ons lief het. Dis omdat hy ons eerste lief gehad het. En wanneer hy stop, verander alles. En wanneer ons vanoggend kyk na waar Jesus praat, wat 'n gedagte in jou hart vasmaak, sien ons almal daai WhatsApp groep wat gemute is. Steek my hand op as jy op 'n WhatsApp groep is wat gemute is. Dit is 'n kerkgroepie. Sien ons almal die WhatsApp groep wat gemute is, nie omdat dit nie vir ons belangrik is nie, maar omdat net te veel geraas is. Omdat net te veel beweging is. Omdat ons net nie meer kan elke keer die hanteer nie. Maar weet jy wat gebeur? Op daai selfde groep wat gemute is, stuur iemand eendag 'n boodskap wat belangrik is en jy mis dit, want daai groep is op mute. Jy vind 3 dae na die res uit, jy moes daar gewees het. Jy het oorspronklik gekies om weg te beweeg van die geraas af, maar in die oomblik van wegbeweeg, mis jy iets belangrik. En dit laat my dink aan ons verhouding met Jesus. Die vraag is nie, praat Jesus nog nie, hallo kerk, die vraag is, waar praat hy? En is ek en jy ingestel om te hoor? Die vraag is nie, is ons op die groep nie, die vraag is, wat is belangrik? As jy dink aan 'n radiostasie, ek weet nie van julle nie, maar dit is baie moeilik om Jacaranda te luister op 94.4. Daar is altyd 'n sein, maar wanneer ons net so 'n bietjie van die frekwensie af is, dan is daar geraas. Partykeer mis ons belangrike goed in ons lewe, partykeer mis ons die stem van die Heilige Gees in ons lewens. Niemand ons doelbewus wil nie, want ons nie op die regte frekwensie is nie. Moet jy ons harte stil maak, om in lyn te kom met God, met wat God vir ons wil sê, as vaders, as moeders, as paas, as broers, as 'n gemeenskap, in hierdie seisoen nie. En die waarheid is, Jesus praat, maar ek en jy hoor hom nie. En daar waar ek en jy hom nie hoor nie, is die plek in die wêreld, waar die wêreld die hardste skree. Dis in daai oomblikke wat druk, en daai oomblikke wat frustrasie, en daai oomblikke wat onvergifnis, die hardste skree in ons lewe, waar ons Jesus se stem is. Waar ons sy fyn, sagte stem in ons harte, en in ons gedagtes, en in ons binneste mis. Jesus praat met baie van ons, elke dag. Ek en jy het 'n keuse, of ons hom wil hoor. Ek en jy het 'n keuse, of ons harte wil stilmaak en wil oopmaak, vir wat hy wil doen in en deur ons lewens. En ons sien 'n verhaal in die woord van God, in die boek van Markus, waar daar geraas is, waar daar besig is. Dit laat my dink aan hierdie WhatsApp groep, waar ek op is, en gemute is, hierdie oomblik spesifiek. En in Markus 10, sê dit, daarna kom hulle in Jerigo aan, en toe Jesus en sy disippels, en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus. En toe hy hoor dat Jesus van Nasaret daar is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. En baie mense het met hom geraas en gesê, jy moet stil bly. Maar het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Sien in hierdie teks speel af in Jerigo. Menigte mense geraas, dis besig, maar Jesus is op pad na Jerusalem toe. Hy's deur Jerigo op pad na Jerusalem toe. Hy's op pad na die kruis toe. Daar's 'n oomblik in sy lewe wat kom en op pad soontoe tussen al hierdie mense, tussen al hierdie geraas.
is daar 'n stem wat roep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Dis in die woord Jesus, seun van Dawid, was 'n messiaanse titel. Met ander woorde, iets in sy hart gebeur. Hy kan nie sien nie, maar daar's 'n openbaring. Die skare sien, hulle kerk maar verstaan nie. Die blinde man sien nie, maar hy verstaan. En iets gebeur van generasies, iets gebeur van openbaring in sy hart. En die teologiese waarheid is, geloof begin nie by sig nie, dit begin by openbaring. Geloof begin nie by sig nie, geloof begin by openbaring van Jesus Christus, die seun van God, die hoeksteen, die fondament van die kerk, die een wat aan die kruis gesterf het vir my en jou sondes. En dis my gebed dat ons in hierdie woord vanoggend 'n openbaring sal hê van Jesus Christus, van wie hy is, vir wat hy vir ons gedoen het. En ook hoe hy met ons praat. Die woord gaan verder en sê, Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. En ek vind dit interessant, want vir 'n oomblik was die blinde man daar, en hy is besig om te skree, Jesus, seun van Dawid, en die geraas sê vir hom, bly stil. Bly stil. En 'n kort oomblik daarna staan Jesus stil, draai hom op toe en sê, roep hierdie man, en toe Jesus stil staan, toe verander die tune. Toe gaan hulle van bly stil na hou moed. Ek wonder partykeer of die mense wat vir my altyd sê bly stil, ook vir my kan sê hou moed. Maar ons 'n verandering wat plaasvind, van bly stil na hou moed, staan op, hy roep jou. Sien hulle kerk, mense kan jou stil maak, mense kan 'n opinie oor jou hê, mense kan gedagtes oor jou hê, mense kan vingers na jou toe wys, mense kan die matte in jou lewe sien, maar hier's die realiteit en die waarheid. Jesus se stem sal heers in jou lewe. Wanneer die Messias stil staan, wanneer Jesus stil staan en sê roep hom, wanneer hy wat lewe is, lewe spreek oor jou lewe, sal elke opinie en elke mensgemaakte ding stil word. Omstandighede sal verander. Die wat gesê het bly stil, sal sê hou moed, want kyk hy is hier en daar's krag in sy naam. En ek wil vanoggend vir jou dit verklaar, dat elke stem wat oor jou lewe sê wees stil, dat elke stem wat in jou lewe perspektief bring wat verkeerd is, wat wanhoop bring, elke stem in jou lewe wat sê jy's nie goed genoeg nie, elke stem in jou lewe wat sê jy gaan dit nie maak in hierdie seisoen nie. Elke stem in jou lewe wat sê, maar jy is elke Sondag in die kerk, hoekom leef jy so, sal stil word in hierdie oomblik, wanneer Jesus, die seun wat lewe bring, wat lewe is, sê, roep hom. Roep hom. En dis my gebed vir jou vanoggend, dat daai openbaring in jou hart sal wees, dat Jesus jou reeds geroep het, reeds gekies het, dat die woord sê, you were predestined for adoption into sonship. Nie as 'n slaaf nie, as 'n seun en 'n dogter van die lewende koning. Geen opinie oor jou lewe, geen vinger wat jou toe wys, sal die roep oor jou lewe stil maak wanneer Jesus jou gekies het nie. Dit gaan verder en sê, hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. En Jesus vra vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Nou ek weet nie van julle nie, maar as jy al 'n blinde mens gesien het, of som een gebid het, of som een tyd spandeer het. Blinde mense is nie mense wat opspring nie. En in die oomblik sê die woord, hy het opgespring, hy het sy boekleed afval en hy het opgespring. En ek wonder waarheen het hy gegaan? Ek wonder of iemand hom vasgehou het en of hy net in 'n rigting beweeg het waar hy gedink het Jesus is die seun van Dawid, maar daar's 'n oomblik waar 'n man wat stil is, wat blind is, opspring, van sy boekleed ontslaa raak. En Jesus vra die volgende, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En ek vind daai vraag interessant. Ek dink dis redelik voor die hand liggend. Hy's blind. Ek dink Jesus het geweet, hy wil sien. Ek dink Jesus het geweet, hy moet hom genees. En toe Jesus hom roep, kom Jesus en lê nie hande op hom en sê, jy kan sien nie. Jesus vra eers 'n vraag, Jesus praat eerste, en Jesus sê, wat wil jy moet ek vir jou doen? En hy antwoord die volgende, Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. En Jesus sê daarop die volgende, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien, en hy het op die pad agter Jesus
aangegaan. Sien hulle kerk, laat my wonder of Jesus die wonderwerk wou wys en of Jesus verhouding wou hê. Jesus sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Sy hart, sy intimiteit, sy verhouding was vir hom belangriker as die wonderwerk. En Jesus sê vir hom, jou geloof het jou gered. As die woord sê, Rabboni, en as jy gaan kyk na wat dit beteken, dan beteken dit meester of leermeester. Dit was 'n woord wat gebruik was vir intimiteit, dit was 'n woord wat gebruik was vir verhouding, maar ook 'n woord van gesag, of erkenning van gesag. En hy wat geestelik kon sien en fisies nie kon sien nie, doen iets in die gees en erken dat Jesus die seun van Dawid is, dat hy die gesag is, dat hy die leermeester is en spreek hom ook so aan. En dis in daai oomblik waar die verandering in sy lewe plaasvind. Vir hom om te sien was net 'n byproduk. Die wonderwerk was 'n byproduk. Jesus se hart was in die verhouding. Jesus se hart was in die intimiteit van wat hier gebeur het. En die woord wat ons hier gebruik is die woord sozo in Grieks. En dit beteken volkome heel gemaak, herstel en verlos. Sien, hy wou graag sien. Hy het die wonderwerk nodig gehad en omdat hy Jesus aangespreek het as die seun van Dawid, openbaring in sy hart was van wie die Messias was, vra Jesus vir hom die vraag, wat kan ek vir jou doen? En hy sê, ek wil sien. En Jesus sê, gaan, jou geloof het jou gered. En daai oomblik van intimiteit word 'n oomblik van volkome herstel. En die wonderwerk in hierdie storie is nie dat hy genees is nie. Die wonderwerk in hierdie storie is dat hy agter Jesus aangegaan het. Want net vroeër sien ons 2 disippels by Jesus en hulle vra vir hom 'n vraag en sê, Jesus, ons wil graag saam jou gaan aan jou regterkant en jou linkerkant sit. En Jesus sê, nee, julle weet nie waarvoor julle vra nie. Sien, die wat fisies kon sien, die wat fisies tyd saam met Jesus spandeer het in 'n oomblik net voor hierdie verhaal, mis geestelik wat moet gebeur. Maar die persoon wat blind is, kom. En daar is 'n openbaring in sy hart van die Messias, 'n openbaring van Jesus. En sy lewe verander. Hy kry sig, maar die grootste wonderwerk is dit, dat hy kies om Jesus te volg. Hy kry nie net nuwe oë in die hallo kerk. Hy kry nuwe rigting. Hy kry nie net 'n wonderwerk nie, hy kry verhouding. Hy kry nie net 'n aanraking nie, hy kry verbond. En sy lewe verander. En hier is hoekom. Want Jesus praat nie net met my en jou om ons situasies te verander nie. Hy praat met my en jou om identiteit en rigting in ons lewens vas te maak. En dis my hart vir jou vanoggend. Dat jou identiteit sal vas wees in wie Jesus is. Dat die rigting in jou volgende seisoen een sal wees wat nie vas is aan die wonderwerk nie, maar een wat vas is in die openbaring dat Jesus Christus die lewe die weg is. Dat hy die waarheid is. Dat ons hom sal volg as ons koning. Sien, ons dink partykeer ons te wonderwerk nodig. Maar wat ons regtig nodig het is net om net sy stem te hoor. Ons is partykeer so vas in die wonderwerk, Here, ek het hierdie deurbraak nodig, Here, ek het nodig het my besigheid so, Here, ek het nodig het my huwelik so, Here, ek het nodig, ons het al hierdie wonderwerke in ons lewens nodig, en ons is konstant besig om vir die Here te vra vir 'n wonderwerk, en eintlik al wat ons nodig het is om Here se stem te hoor. Al wat ons nodig het is om net stil te word, sodat hy in ons lewens kan inspreek deur sy Heilige Gees, sodat daar kan lewe wees, sodat daar kan waarheid wees, sodat daar kan rigting wees. Wanneer Jesus praat, hulle kerk, gaan dit nie net oor wat ons sien nie. Dit gaan oor wie of wat ons volg. Sien, dis my hart vir ons volg, dat ons nie sal vas wees aan die wonderwerk nie, hulle kerk. Dit het reeds plaasgevind op 'n kruis. Ons lewe reeds vanuit oorwinning. Dat ons nie sal lewe van oomblik tot oomblik, van getuienis tot getuienis, dat Jesus se wonderwerk in ons lewens doen het nie, nee.
Dat ons daagliks sal stil word en sy stem sal hoor. Dat ons daagliks sal stil word en sal bewus wees van sy teenwoordigheid. Dat ons daagliks sal stil word en bewus word dat hy 'n God is wat intiem is. Dat dit sy hartsbegeerte is om met ons verhouding te hê. Sien, ons bid baie keer vir wysheid oor besluite. Maar wanneer jy weet wat die regte ding is om te doen, moet jy ook verstaan dit gaan jou iets kos. Ons vra God se wil in ons lewens. Maar wanneer hy praat, hulle kerk, het ons nodig om gehoorsaam te wees. Nie net om te begryp nie. Sien, gehoorsaamheid is die aksie. Gehoorsaamheid. Ons leef in 'n tyd waar mense baie weet, ons leef in 'n tyd waar inligting vir ons beskikbaar is daagliks. YouTube channels, podcasts, kunsmatige intelligensie, help my met die 4-puntplan. Al die inligting is tot ons beskikking. Maar dis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid wat die salwing van die Here oor ons lewe bring. En dis die salwing wat die juke breek. Dis die salwing wat ons volhoubaar maak in 'n volgende seisoen. En dis my uitdaging vir jou in hierdie tyd. Dat jy nie sal vaswees in al die kennis en al die inligting en al die openbarings wat vir jou in boeke beskikbaar is nie. Maar dat jou hart sal stil maak vir die Heilige Gees. Dat jou hart sal stil maak vir Jesus. Want hy praat vandag nog met ons. Kennis en goeie intensies alleen het nog nooit niks verander nie. Wie weet dat as jy kennis oor iets het en jy het 'n goeie intensie, verander dit niks tot jy nie die aksie uitvoer nie. Ek het 'n PhD in kennis en goeie intensies. Maar ek het nog nêrens met hom gegaan nie. Sien hulle kerk, ons kan al die goed lees en al die goed hoor. Maar dis wanneer ons in gehoorsaamheid ons hart na die Here toe draai. Wanneer ons in gehoorsaamheid stil word, wanneer ons in gehoorsaamheid sy stem volg, wanneer ons in gehoorsaamheid onder die salwing van die Here beweeg, waar baie vir ons gelyk word. Waar eksponensiële groei in 'n volgende seisoen in ons lewens plaasvind. Ons weet ons moet vergewe, maar ons hou nog so 'n bietjie vas. Ons weet ons moet rus, maar ons jaag nog. Alles in die naam van Jesus, en in die naam van die kerk, en in die naam van my roeping, en in die naam van alles wat ons kan uitdink. Ons harte moet sag word en stil word vir 'n koning. Ons harte moet weer leer om te vergewe. Ons moet verstaan dat die woord sê, God blesses the coming and the going. Hallo kerk. A meaningful coming allows for a meaningful going. Ons is partykeer so besig om te hardloop dat ons nooit stil sit nie. En wanneer hy op empty kom, en hy gaan staan sonder petrol, dan is dit die Here se skuld. Ek wil jou uitdaag in hierdie seisoen om te verstaan, God seën die ingang en die uitgang. Dat ons 'n verantwoordelikheid het, nie net om te beweeg en gehoorsaam te wees in aksie nie, maar om ook stil te word en sy stem te hoor. Om uit 'n plek van daai vrede te beweeg. Want dis by Jesus se voete sê die woord waar ons vrede vind. Die vrede van die skadu en God se heiligheid is by Jesus se voete. Dis by die stil word oomblikke in ons lewe. Dis by die sensitief word oomblikke in ons lewe. Die woord sê hy sy boekleed net daar gelos en opgespring. Ek wil vir jou iets verduidelik oor hierdie kleed. Miskien bring dit vir openbaring vanoggend oor wat gebeur wanneer Jesus praat. Die boekleed in daai oomblik in Jerigo en wat hy gedra het, is wat ons noem government certified. So jy het 'n kleed gedra om te wys dat jy behoeftig is. Het is nie soos in Suid-Afrika wanneer jy iemand help om petrol in te gooi want sy kar het gaan staan en dan 3 weke later kry hy dieselfde ou op 'n ander plek en sy kar weer gaan staan nie. So hier word ons gehassel. Maar in daai tyd het hulle spasie gemaak dat jy nie gehassel kan word nie.
Hulle moes vir jou kleed gee. Die owerheid moes hom vir jou gee. Die Joodse owerheid moes vir jou kleed gee. Government certified om te sê, hierdie persoon is behoeftig en daarom mag hy bedel. Ek wil jy moet vir 'n oomblik verstaan hoe belangrik hierdie kleed vir hom was. Ek wil jy moet verstaan dat sy identiteit, hallo kerk, was in daai kleed. Dis as gevolg van daai kleed dat hy kon voorsiening kry. Dis as gevolg van daai kleed dat mense vir hom geld gegee het. Dis as gevolg van daai kleed dat hy veilig was. Dis as gevolg van daai kleed dat hy 'n bestaan gemaak het uit die behoeftes op 'n daaglikse basis. En in 'n oomblik in die naam van Jesus, in die oomblik toe hy sê seun van Dawid, in die oomblik toe hy sien wat gebeur, in die oomblik toe die Messias in sy teenwoordigheid kom, gooi hy die boekleed af. Hy was blind. Hallo kerk, met ander woorde, hy moes die kleed weer soek. Hy het nie ontslaag geraak van daai kleed nie. Dis nie hoe dit gewerk het in daai tyd nie. Daai kleed was aan jou vas. Jy het met hom geslaap en jy het met hom oral gegaan. Want dit was jou bron van voorsiening. En in 'n oomblik vat hy daai identiteit. In 'n oomblik vat hy die voorsiening, in 'n oomblik vat hy alles wat hom tot hier gebring het. En hy gooi dit af omdat Jesus hom roep, omdat Jesus met hom praat. En ek wil jou vanoggend vra as daar roep en oor jou lewe is en Jesus het met jou gepraat, kan jy ontslaa raak van daai boekleed in hierdie seisoen? Kan ons wegstap van die feit dat ons identiteit nie in die wêreld is nie, dat ons voorsiening nie in die wêreld is nie? Ons voorsiening is in die Messias. Ons identiteit is in die Messias. Ons volgende roep, ons volgende beweging in hierdie seisoen is in die naam van hy wat ons roep, Jesus. En hy raak ons slaaf van dit. En sy lewe verander. My vraag volgende aan jou is nie net of jy die stem gehoor het nie. Die vraag is jy bereid om te volg? Hallo kerk, is jy bereid om te volg? Is jy bereid om stil te word en ontslae te raak van gedagtes en tradisies en patrone en boeklede en te sê, Here, hier is ek. Seun van Dawid, Messias, die een wat lewe bring, is jy bereid om hom te volg? Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feesmaal hou. En hy saam met my. En ek het altyd gedink, hierdie is 'n evangelistiese skrifgie. Jesus staan by die deur en hy klop. By elkeen van ons. En jy moet nou die deur oopmaak dat hy kan inkom. Maar as ons gaan kyk na die konteks van hierdie skrif in die boek van Openbaring, dan sien ons Jesus praat met 'n kerk. Hy praat met 'n gemeente. Die gemeente was Laodicea. En daai kerk, as jy gaan kyk na die studie van dit, was 'n kerk wat nie koud of warm is nie. Maar was 'n kerk wat self genoegsaam was. Jesus kom na die kerk toe. Een wat nie warm of koud is nie, maar een wat self genoegsaam is. En hy sê die volgende, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en ek sal saam met jou feestyd hou. Dat die woord feestyd en maaltyd het gepraat van verhouding, het gepraat van broodbreek, gepraat van hardeel. Sien, Jesus doen nie, hy nooi. Die skepper van die aarde klop, hy breek nie die deur af nie, hallo kerk. Hy dwing homself nie in nie. Hy nooi. En wanneer Jesus praat, vra dit vir 'n reaksie. Dit is nie die klop wat saak maak nie, dit is die erkenning van sy stem. En die Openbaring kom nie net deur fisiese tekens nie, maar deur geestelike gehoor. Kom nie deur tekens nie, maar deur 'n geestelike gehoor, 'n ingesteldheid tot die stem van die Here. Sien, Jesus wil nie net in jou lewe inkom om iets reg te maak nie, aan jou kerk, hy wil by jou wees. Jesus se hart was nie die wonderwerk nie, Jesus se hart was die pad na die wonderwerk. Jesus se hart was verhouding. En hy wil volgende vir jou sê, hy staan by jou lewe, en hy staan by my lewe en hy klop. En hy sê, as jy my stem hoor en die deur oopmaak, sien, hier is die reaksie. Hier is die gehoorsaamheid.
dan sal ek inkom en saam met jou 'n feestyd hou en saam met jou 'n maaltyd hou. En in albei gevalle in Markus 10 en Openbaring 3 praat Jesus, maar hy wag vir 'n reaksie. In Markus 10 roep Jesus hom en hy kies om te reageer. In Openbaring 3 praat hy met die kerk, maar hy wag vir 'n reaksie. Hy wag vir die wat sy stem hoor en die deur oopmaak, sodat hy in verbond met hulle kan lewe en intimiteit met hulle kan lewe. Wanneer Jesus praat, en Jesus staan by jou, hy roep, hy praat. Maar hy bly net daar, waar ons kies 'n moment te nooi. En ek wil jou vra vanoggend of jy bereid is om jou hart oop te maak, om Jesus in te nooi. Ek wil vra of jy bereid is om die kleed neer te sit, en te sê, ek gaan gehoorsaam wees in hierdie seisoen, ek gaan reageer, en ek gaan hom volg, die lewe, Jesus. Sien net nou hierdie doen Jesus se wonderwerk. 5 brode, 2 visse. Die disippels sê, stuur hulle weg, laat hulle gaan kos koop. Laat hulle snoepie toe gaan. En Jesus sê nee, bring wat jy het vir my. En vanoggend toe ek voorberei in gebed, toe hoor ek net hierdie woorde maar hart in my gees. Hallo kerk, wat ek en jy het, is genoeg. Solank ons dit in gehoorsaamheid na Jesus toe vat. En ek wil vir jou lewe verklaar in hierdie seisoen, dat wat jy het, is genoeg. Vat dit in gehoorsaamheid na Jesus se voete toe. Ons oomblikke in die Bybel, waar 'n aanraking van Jesus alles verander. Petrus se lewe verander deur 'n aanraking van Jesus. Geen vis word 7000 blikkies tuna. 'n bietjie olie word oorvloed. Brode en visse voorsien vir duisende mense, omdat Jesus in die oomblik is. En hallo kerk, wanneer ek en jy ons lewens vat, ons roeping vat, ons gawes vat, ons tyd vat, wat ons het vat, en by sy voete neerkom, kom lê, en sê, Here, hier's wat ek het. Ek weet is genoeg, want is by die voete. Dan sal Here die res doen. En dis my gebed vir ons as 'n kerk. Dat ons in hierdie seisoen sal stil wees. Dat ons dit wat ons het by sy voete sal neersit. Dat ons sal ontslaa raak van die boeklede. Ontslaa raak van ons identiteit in die wêreld. Van ons voorsiening in die wêreld. Ontslaa sal raak van mense se opinies en perspektiewe. En sal weer raak koning is wat ons gekies het. Wat ons eerste lief gehad het. En wat reeds 'n woord oor ons lewe gespreek het. In Jesus naam. Ek gaan vra dat jy jou oë toemaak. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het nog nooit die geleentheid gehad om jou hart vir Jesus te gee nie. Ek wil van hierdie oomblik gebruik maak om jou uit te nooi. Die woord sê in Romeine 10, ons is een opregte gebed weg. En as dit jy is vanoggend en jy wil graag hierdie Messias, hierdie Jesus aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, dan wil ek jy moet asseblief hierdie gebed agter my aanbid. Jesus, ek glo dat jy die seun van God is, dat jy aan die kruis gesterf het vir my sondes, en dat jy opgestaan het uit die dood. Ek weet dat ek 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. Ek kies vandag om my lewe aan U te wy. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in Jesus naam. En almal sê, Amen.